Goeienaand, baie welkom by ons Goeie Nuus om 7. Dit is die 5de Augustus alreeds. Ons gaan vanaand voort met ons reeks uit die rigters uit. Verlede week sou ons gehad het, maar ek self was bietjie plat met 'n griep in die bed, en 'n lastige griep. Maar dit gaan weer beter en dan kan ons weer voortgaan. So vanaand is dan Rigters 12, dit is eintlik 'n lang gedeelte, dit is van Rigters 12 vers 8 tot 13, die einde van hoofstuk 13. So ons gaan nou nie dit gaan lees dit gerus, vanaand ergens, miskien voordat jy in die slaap raak of voordat jy in die bed klim. Is 'n baie interessante gedeelte ook, en nou ja, deel van dit is natuurlik die bekende Samson, en mense dink so of mense ken ons nou maar die verhaal van Samson, en tog baie interessante dinge ook daar, wat mense dalk al bietjie vergeet het. Maar voordat ons ook dan bietjie saam dink oor wat gebeur daar, kom ons bid net saam. Ons Here, U is groot en almagtig en goed, en daarom hou ons in U vas. Daar is niemand soos U nie. En daarom, o Here, wil U deur die Gees ook in ons werk. U woord is, Here, is net so relevant. Dieselfde dinge wat destyds gebeur het, gebeur maar vandag nog, en die afhanklikheid wat destyds U volk van U gehad het, dit het ons vandag nog. En daarom wat ons bid, o Here, dat U deur die Gees op 'n wonderlike en 'n besondere manier ook nou in en deur ons sal werk. Ons vra dit, o Here, in die wonderlike naam van Christus Jesus ons koning. Amen. Goed, nou wanneer ons deur die boek Rigters werk, dan staan die baie bekende figure, en ons het al van hulle gedoen, nou Gideon en Jefta, en dan Samson natuurlik. Maar dan kom ons ook by ander rigters, wat ons ook al gesien het, wat bietjie minder bekend is, waarvan ons amper niks weet nie. Hulle naam staan daar, hulle jare word genoem, soms iets oor hulle familie, en dan beweeg die verhaal net aan. En dis nou presies wat gebeur in Rigters 12, vers 8 tot en met 15. Na Jefta lees ons van 3 rigters, Ibsan, Elon en Abdon. Nou, van Ibsan eintlik, lees ons dat hy in Bethlehem was. Hy het 30 seuns en 30 dogters gehad. Hy het sy dogters buite sy familie laat trou, en vir sy seuns het hy 30 vroue van buite af ingebring. Hy het Israel vir 7 jaar lank gerig. Na hom kom Elon, 'n Sebuloniet. Van hom word nog minder gesê. Hy het Israel 10 jaar lank gerig. Hy is begrawe in Ayalon in die gebied van Sebulon. En dan kom Abdon, die seun van Hillel uit Piraton. Weer eens word daar gesê, hy het 40 seuns en 30 kleinseuns gehad, wat op 70 jong donkies gery het, en dat hy vir Israel vir 8 jaar lang gerig het. En dan is hulle verby. En die mens wil amper vra, ja, maar was hulle nou goeie of slegte rigters? Het hulle die Here gedien? Het hulle Israel gelei in die waarheid? Het hulle die volk geestelik versterk? Of was hulle leiers van status en invloed? En die eerlike antwoord is, ons weet nie presies nie. Die Bybel sê eenvoudig nie vir ons nie. En tog is die manier hoe hulle beskryf word wel interessant, veral by Ibsan en Abdon hoor ons van baie kinders en baie huweliksverbintenisse en weer eens baie donkies. Nou, destyds in die Ou Testament was dit tekens van aansien, voorspoed, status. Op 'n jong donkie te ry was nie iets komies en nederig. Nee, dit was dikwels 'n teken van waardigheid, vrede, burgerlike leierskap. En 70 seuns en kleinseuns op 70 jong donkies, dit klink vorstelik. Dit herinner ons aan Jair se 30 seuns wat op 30 donkies gery het. So daar's orde, daar's status, daar's familie-invloed, daar's grondbesit, daar's aansien. Maar die teks gee nie vir ons 'n geestelike beskrywing oor hulle nie. Daar's geen teks wat sê die Gees van die Here het op hulle gerus nie. Daar's geen duidelike verlossingsdaad nie, daar's nie oproep tot bekering nie. Hulle word genoem, hulle rig, hulle sterf, verhaal beweeg aan. Beteken nie noodwendig hulle was boos nie. Ons moet ook nie meer sê as wat die teks sê nie. Maar binne die groter vloei van rigters, voel dit asof die boek vir ons iets wil wys, dat selfs wanneer daar leier is, selfs wanneer daar families van aansien is, selfs wanneer daar 'n mate van stabiliteit is Israel se diepste probleem nog nie opgelos nie. Nou die volk het nie net administrasie nodig nie, hulle het nie mense op donkies nodig nie, hulle het nie net bekende en invloedryke huise nodig nie, hulle het 'n ware verlosser nodig. En dan kom ons by Rigters 13, en dan begin Rigters 13 met die baie bekende woorde, en Israel het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hierdie keer gee die Here hulle oor in die hand van die Filistyne vir 40 jaar lank. So lang tyd, 40 jaar, langer as van die vorige onderdrukkings. En die Filistyne was 'n ernstige bedreiging. Hulle was sterk volk, hulle het militêre vermoë gehad, ystertegnologie, groot invloed aan die kusgebiede, bietjie verder binneland toe. Maar as iets opvallends in Rigters 13.
In baie van die vorige verhale lees ons dan dat die volk tot die Here roep, dat Israel tot die Here roep nie, hulle word onderdruk, hulle roep, die Here wek 'n rigter op, dis so 'n bietjie die refrein. Maar hier in die begin van Samson se verhaal, lees ons nie dat Israel roep nie. Dis eintlik bietjie skrikwekkend. Dis amper asof hulle begin gewoond raak aan die Filistynse oorheersing. Dat hulle roep nie meer nie. Dis asof hulle begin saamleef met hulle swaar kry. Hulle het aanvaar dis maar net hoe dinge moet wees. En dis eintlik een van die gevaarlikste toestande, nie waar nie, dat wanneer ons op 'n punt kom wat ons nie meer voel ons het redding nodig nie, wanneer sonde en onderdrukking eintlik vir ons normaal word, wanneer daar geestelike kompromie gemaak word, wanneer die juk nie meer soos 'n juk voel nie. En tog tree die Here op. Hy kom nie omdat Israel kragtig na hom roep nie. Hy kom met sy eie genade. Hy begin 'n verlossingswerk nog voordat die volk werklik kom vra. En dis die wonderlike genade in Rigters 13. God neem die inisiatief. En die verhaal begin by 'n man uit die stam Dan, met die naam van Manoag. Sy vrou was onvrugbaar en geen kind gehad nie. Nou ja, weer eens in die Bybelse tyd was vrugbaarheid of onvrugbaarheid dikwels die plek waar die Here se krag en sy genade op 'n besondere manier gewys het. Dink maar net, Sara was onvrugbaar, Rebekka was onvrugbaar, Rachel was onvrugbaar, Hanna was onvrugbaar, Elisabeth was onvrugbaar en elke keer word die geboorte van 'n kind 'n teken dat lewe van die Here afkom. En dan verskyn die engel van die Here aan Manoag se vrou en sê vir haar dat sy swanger sal word en 'n seun sal baar. Hierdie kind sal van die moederskoot af aan God gewy wees, nie, hy sal 'n Nasareër wees. Nou, 'n Nasareër was iemand wat op 'n besondere manier aan die Here afgesonder was. Numeri 6 gee vir ons die voorskrifte. Moet hom van wyn en sterk drank onthou, moenie sy hare sny nie, moenie 'n dooie liggaam raak nie. Tekens van toewyding, afsondering. Nou, Samson sou eintlik eers later in sy lewe, of hy sou nie later in sy lewe besluit om 'n Nasareër te word nie, hy sou van voor sy geboorte af al aan God gewy wees. Selfs sy ma tydens die swangerskap moet sekere dinge vermy, van die kind in haar behoort aan die Here. En dan die engel wat aan hulle verskyn, sê ook wat is die kind se roeping? Hy sal begin om Israel uit die hand van die Filistyne te verlos. Let op die woord begin. Samson gaan nie die volle verlossing bring nie, hy gaan begin. Sy lewe gaan die stryd teen die Filistyne oopbreek, maar die verhaal gaan eers later verder en uiteindelik is dit eers Dawid wat regtig die Filistynse bedreiging terugdruk. Maar selfs Dawid is nie die finale antwoord nie, die volle verlossing lê nog verder vorentoe in Christus. Nou goed, Manoag se vrou, sy het hierdie gesprek met die engel, sy gaan vertel vir haar man wat gebeur het. Manoag, die man, hy bid dat God weer moet kom, dat die Here weer 'n engel moet stuur om vir hulle te sê wat hulle met die kind moet doen. En dis 'n mooi oomblik, nee, daar is asof hy besef hierdie kind behoort aan die Here en ons het wysheid nodig om hom reg groot te maak. En dan verskyn die engel weer aan hulle en Manoag vra dat as u woord nou uitkom, hoe moet die kind se leefwyse en sy werk wees? En die antwoord beklemtoon dan net eenvoudig die voorskrifte wat reeds aan sy vrou gegee is. En dan baie interessant, wil Manoag vir die engel kos voorberei, maar die engel sê dat as hy 'n brandoffer wil bring, dan moet hy dit aan die Here bring. En wanneer Manoag dan die brandoffer bring, dan gebeur iets wonderliks. Die engel vaar op in die vlam van die altaar. Manoag en sy vrou val met hulle gesig op die aarde. Hulle besef hulle het nou 'n engel van die Here gesien en is bang hulle gaan sterf. Maar sy vrou antwoord met geloof en nugtere wysheid. Sy sê, man, as die Here ons sou wou doodmaak, dan sou hy nie die offer aangeneem het nie. Hy sou nie al hierdie dinge vir ons kom wys en gesê het nie. Eintlik 'n praktiese reaksie, asof sy bietjie meer verstaan van die Here se genade as hy. Die Here het nie gekom om hulle te vernietig nie. Hy het gekom om lewe te beloof. Nou goed, en dan word Samson gebore. Hy groei en die Here seën hom. En Rigters 13 eindig met die woorde dat die Gees van die Here in hom begin werk het. So word die verhoog eintlik nou gereed gemaak vir een van die bekendste, maar ook een van die mees tragiese rigters in die boek. Maar wat beteken dit vir ons? Nee, ek dink eerstens wys Ibsam en Elon en Abdon vir ons die beperking van gewone menslike leierskap. Daar kan al die regte byvoegings wees en daar kan status wees en familie wees en stabiliteit, al die regte dinge kan daar wees. Maar hulle rig maar net vir 'n tyd. Maar as die hart van die volk nie verander nie, dan kom die ou patroon weer terug en Israel het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here.
En ek dink dis nodig dat ek en jy dit hoor, nee, want baie keer smag ons na goeie leiers. En dit is reg, nee, ons het orde en ons het wysheid nodig. Maar geen menslike leier, hoe wonderlik hulle ook al is, kan regtig die mense hart verlos nie. Geen administrasie of familie of tradisie of institusie kan ons van sonde red nie. Daarvoor het ons God self nodig. Ja, tweedens, wys Rigters 13 vir ons God se genade wat die eerste stap neem. Israel roep nie, maar God kom. God begin red, nog voordat die volk eintlik weet dat hulle redding nodig het. Hy kom na 'n onvrugbare vrou en hy beloof lewe. Hy berei 'n verlosser voor in 'n huis waar daar geen kind was nie. Dis tog hoe genade werk. Genade begin altyd by die Here. Ons roep omdat hy reeds werk. Ons soek omdat hy ons reeds trek. Ons lewe omdat hy lewe gee. En derdens wys Samson se geboorte ons dat God dikwels deur die onmoontlike werk. Waar daar geen kind is nie, gee God 'n kind. Waar daar geen hoop is nie, gee die Here redding. Waar die volk vasgevang is en dalk nie eers meer roep nie, berei die Here 'n verlosser voor. Maar natuurlik is Samson nie die finale verlosser nie. Hy sal sterk wees, maar ook swak. Hy sal deur God gebruik word, maar hy gaan ook deur sy eie begeertes meer gesleep word. Hy gaan begin om Israel te verlos, maar hy gaan nie die werk voltooi nie. En daarom altyd wat die boek Rigters vorentoe roep na Christus. Want Jesus se geboorte word ook deur 'n engel aangekondig. Ook hy word gebore as 'n beloofde seun. Ook hy is van die begin af van God gewy. Maar anders as Samson is Jesus volkome heilig. Samson is afgesonder as 'n Nasareër, maar hy breek telkens die reëls van sy roeping. Terwyl Jesus is die ware heilige van God, volkome toegewy, volkome gehoorsaam aan die wil van sy Vader. Samson begin om van die Filistyne te verlos, maar Jesus kom om sy volk van sonde en dood en oordeel te verlos. Samson se verhaal eindig in sy dood, waar hy dan iets van sy laaste oorwinning behaal. Maar Jesus se dood is nie net 'n laaste daad van krag nie, dis die volmaakte offer van God wat red. En dan bly hy nie daar nie, hy staan op. En daarom is die goeie nuus nie net dat God weer en weer en weer 'n rigter sal stuur nie. Die goeie nuus is dat God uiteindelik sy seun stuur. Ibsam, Elon, Abdon, hulle kom en gaan. Samson word gebore om 'n begin te maak. Maar Christus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is die een wat die goeie werk wat hy in ons begin het, ook sal voltooi. Die ware verlosser. Nie net vir 'n tydbring hy is nie, maar ewig is. Hy is die een wat nie net begin nie, maar wat volkome red. En daarom kan ons dit vir vanaand vir mekaar sê, dat selfs wanneer God se volk nie meer weet hoe om te roep nie, bly God genadig. Selfs wanneer menslike leiers so dikwels tekort skiet, is die Here se redding steeds daar. En Christus het dit vir ons gebring. Ja, want eintlik is die hele Bybel en die hele Ou Testament leer vir ons oor en oor, nie, moet op prinse nie vertrou nie. Ibsam, Elon en Abdon wys dit baie duidelik vir ons menslike leiers. Hulle kan goed wees, hulle kan sleg wees, maar op die einde van die dag is dit maar beperk. Samson se geboorte wys ons dat God se redding kom uit genade. Maar Christus, altyd die saamtrekpunt in Christus. Hy bring die volkome redder. Hy is die eintlike rigter, na wie ons gaan bly smag, reg deur die hele boek Rigters, reg deur ons hele lewe. En dit is die goeie nuus, want dit is nie net 'n rigter na wie toe ons smag nie. Dit is 'n rigter wat gekom het. Ons koning, ons Here Jesus, hy leef en hy regeer tot in ewigheid. Amen. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u lig en die nabyheid, en dankie Here dat ons kan weet, ja, dat daar's aardse leiers met al hulle gebreke, maar dit maak nie saak wie regeer nie, want ons koning sit aan die regterhand, en dat hy opgevaar het, en dat aan hom al die mag in die hemel en op die aarde gegee is, en daarom aanbid ons nie 'n koning wat net vir 'n tydjie miskien rig nie, maar 'n koning wat vir ewig leef en regeer, en dat ons burgers is van sy koninkryk, 'n koninkryk wat gekenmerk word deur reg en geregtigheid, van liefde, genade en verlossing. Mag ons ook, terwyl ons binne in hierdie wêreld ons dinge doen en wil, en so baie keer onvergenoegd is, ook so baie keer teleurgestel word deur aardse leiers, mag ons dit onthou. Daar is een wat regeer, en hy is ons Here. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek hoop jy het 'n pragtige aand en 'n mooi week verder. Groetnis.